In hierdie 4de week van Advent, kyk ek saam met jou na 3 bewegings van die liefde. Gister het ons stilgestaan by liefde wat omkeer. Die tweede beweging van God se liefde is liefde wat inkeer. Dit is 'n dieper, meer verborge beweging wat ons nooi om stil te word en hieroor te pyns, na te dink of te mediteer. Die apostel Paulus getuig hiervan in Romeine 8, waar hy begin met 'n eerlike erkenning van ons lyding. Ons weet dat die hele skepping tot nou toe sug in die pyne van verwagting, skryf hy in Romeine 8 vers 22. Die ganse skepping steun en kreun soos 'n vrou wat op die punt staan om geboorte te gee. En ons wat die Gees ontvang het, sê Paulus, ons sug saam, ons ly ook. Ons is nie uitgesluit van die pyn en swaarkry van hierdie wêreld nie. Daar is 'n parallel. Maria se ja tot God, daar in Lukas 1, was ook 'n ja tot wag en lyding. Maar as God se kinders is hierdie sug nie 'n sug van wanhoop nie, dit is 'n sug van verwagting. Dit is ook die boodskap van Advent. Ons is gered en ons het nou hierdie hoop. Ons hoop op wat ons nog nie sien nie, en daarom wag ons daarop met volharding. Romeine 8 vers 24 en 25. In 2 Tessalonisense 2 vers 16 en 17 skryf Paulus vir gelowiges: En mag julle in al die goeie wat julle in woord en daad doen, bemoedig en gesterk word deur ons Here Jesus Christus en God ons Vader. Hy het aan ons sy liefde bewys en aan ons deur sy genade 'n blywende troos en goeie hoop gegee. Die beweging van hierdie liefde is na binne toe. Soos iemand wat swaar kry, wat sug, word ons na binne, inwaarts getrek. Maar hierdie inkeer is nie negatief nie, want dit is hier binne waar die Heilige Gees woon. En dan gaan Paulus verder en in Romeine 8 vers 26 en 27 skryf hy: Die Gees staan ons by in ons swakheid. Ons weet nie altyd wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê word nie. God, wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, want hy pleit volgens die wil van God vir die gelowiges. Hierdie liefde wat inkeer, nooi jou uit om in hierdie tyd van afwagting na binne te kyk, na die plek waar God sy liefde gebere het. Lees gerus ook Romeine 5 vers 5. Wees versigtig om nie vinnig rond te kyk na iets of iemand anders vir jou hoop nie. Die ware bron van hoop en krag is die Gees van Christus wat in jou woon en vir jou intree. Waar ervaar jy vandag hierdie sug van die skepping of saam met die skepping in jou eie lewe? Wat beteken dit vir jou om te hoor dat die Heilige Gees wat in jou woon ook nou vir jou by God die Vader intree? Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir u liefde. Dankie dat u ons eerste lief gehad het en dat u ons steeds en vir ewig lief het. Dankie vir hierdie liefde wat ons na binne toe laat kyk. Help my om ook wanneer ek swaar kry, wanneer ek sug en wanneer daar lyding is, altyd weer na u te kyk, na binne te kyk en te weet, in u Here Jesus het ek daardie blywende troos en daardie ewige hoop. Ek prys u daarvoor. Amen.